Ek stel julle voor aan Marieke Kokemoer, maar laat sy julle self vertel wie sy is. Goeienaand luisteraars, ek is Marieke Kokemoer, misdaadverslaggewer sedert die dae toe polisiebeamptes nog met pen en papier gewerk het, en ek nog gedink het koffie vervang slaap. Ek het my loopbaan in 1989 begin, toe hare groot was, musiek hard was, en ons nog gedink het 'n serial killer is iets wat net in Amerikaanse flieks gebeur. My eerste moordtoneel het 'n polisiebeampte vir my gesê, "Juffrou, staan liewer hier anderkant, die dood byt." Hy was nie verkeerd nie. Vir meer as 30 jaar het ek stories gevolg deur die donker steegies, afritte, agterkamertjies en koue stoorlokale van hierdie land. Ek het geleer dat monsters nie altyd hoorbare voetstappe het nie, en dat stilte soms harder skree as 'n sirene. Hier onder die lamplig bring ek daardie stories vir jou. Die raaisels wat bly klop, die moorde wat nie wil rus nie, en die mense wat jy nooit sou vermoed nie. Net 'n waarskuwing, name en plekke verander soms, maar die waarheid? Nee, die bly soos hy is. So sit die kettel af. Ek is nie hier om jou bang te maak nie, maar trek tog jou gordyne toe. Ek is hier om die lig te hou op alles wat in die donker probeer wegkruip. So, kom loer saam met my onder die lamplig, waar die donker dinge uiteindelik hulle vorm wys. Want as daar een ding is wat ek glo, is dit. Die waarheid kruip altyd elders rond. Ek is net hier om te kyk waar. Ek is jou gids in die donkerste hoekies van die mensdom. Vandag begin ons nie met iets kleins nie. Kom ons maak hierdie dossier oop. Ons begin met 'n moordsaak wat forensiese beamptes, speurders en gewillige armchair detectives al 'n eeu lank slapelose nagte gee. 'n Saak so donker dat selfs die sneeu destyds stil geword het. Die Hinterkaifeck-moorde is nie vir ligte harte nie. Dit is een van Europa se mees onopgeloste, mees spookagtige moordsake. Die verhaal van 'n afgeleë Duitse plaas, vreemde voetspore wat net inlei, geluide in die solder, en 'n moordenaar wat na die daad daelang in die huis saam met die lyke gebly het. Sit gemaklik, of moenie, ek sou nie. Kom ons bekyk hierdie saak onder die lamplig. Ons is weer terug by slaapstories vir groot mense, Madeleine hier by julle. Skakel asseblief elke week in by ons potgooi. Gooi vir ons 'n 5-sterretjie daar en vertel vir almal van ons. Onthou, so donasie is ook altyd welkom. Borge en skrywers, kom man, stuur vir ons julle goeders by slaapstoriesvirgrootmense@gmail.com. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe. Ons groei nou mooi en is amper by 'n lekker mylpaal op YouTube. Onthou ek asseblief om heel onder aan die Spotify episodes vir ons 'n kommentaar te gaan gooi. Ons is lief daarvan om van julle te hoor. Kom nou mensies, word 'n droomwandelaar vir net $1 'n maand en kry 'n shout-out, 2 eksklusiewe episodes elke maand, vroeë toegang tot alle nuwe episodes en 'n ou en nuwe episode advertensievry. Vir minder as die prys van 'n brood kan julle so lekker luister. En daar is amper 200 ou episodes advertensievry net vir julle genot. OK, julle is terug hier by my. Kom ons begin. Die plaas en die familie. Dis Maart 1922. Sneeu lê nog in kolle oor Beiere. Hinterkaifeck was nie 'n dorp nie, net 'n enkele plaas kilometers van die wêreld af. Daar het die Gruber familie gewoon. Andreas, 63, streng soos 'n Bybelvers. Sy vrou, Kazilia, 72. Hulle dogter, Victoria, 35, 'n weduwee. Haar 2 kinders, klein Kazilia, 7, en Josef, 'n baba van 2. En 'n nuwe bediende wat skaars 'n dag daar was.
Net gewone mense, 'n stil gesin, 'n eensame plaas. 'n Plaas so ver van die bure af, dat jy naweke jou eie ego kan aanjaag vir geselskap. Maar toe begin die vreemdhede en die stiltes begin praat. Dit begin met voetspore. Andreas vertel vir 'n buurman. Daar spore wat na die huis toe loop, maar geen wat wegloop nie. Persoonlik sou ek my kussing gegryp het en by die naaste hotel ingetrek het. Maar die Grubers het aangegaan met hulle lewe. Toe begin hulle geluide in die solder hoor. 'n Sleutel verdwyn. 'n Koerant uit 'n dorp waar niemand was nie, verskyn op die tafel. Alles dui op een ding. Iemand is in die huis. En nie een van hulle het geweet wie nie. En niemand het iets gedoen nie, tot dit te laat was. Die nag van die moorde. 31 Maart 1922. 'n Koue, donker nag. Die soort nag waar selfs die honde nie wil blaf nie. Die volgorde waarin die Grubers gesterf het, is nooit finaal vasgestel nie, maar speurders glo dat Andreas die pa eerste was. Sy liggaam is gevind met 4 houe aan die kop, sy gesig so erg gekneus dat sy oë skaars herkenbaar was. Daar was bewyse dat hy teruggeveg het. Die vel op sy hande was oopgeskeur. Spoorbewyse was gevind onder sy naels, asof hy gegryp het na enige iets, iemand, of selfs net 'n kans om te leef. Agter hom lê Gazilla, sy vrou, ook met 'n gebreekte kakebeen en diep houe aan die agterkant van die kop. Victoria, die dogter, was waarskynlik laaste van die 4 wat na die skuur gelok is. Haar hande was styf saamgeklem op haar bors. Haar hare het in klosse om haar lyk gelê. Haar gesig was net een bebloede stuk. Mens kon skaars haar oë en neus raak sien. Sy was beslis die ergste aangerand. 'n detail wat selfs baie geharde speurders laat uitstap het. Klein Gazilla, net 7 jaar oud, het blykbaar ure lank geleef nadat sy geslaan is. Die meisie se gesig was bebloed. Haar tande het deur haar lippe geskeur. Haar bloedbevlekte hare was deurmekaar. Die stofpatroon wys sy het op en af gerol van pyn, voor sy uiteindelik doodgegaan het. Die moordenaar het hulle almal netjies met hooi bedek, asof hy nie wou hê iemand moes die gesigte sien nie, of asof hy self nie wou. Binne in die huis, in die bediende se kamer, is die nuwe huiswerker, Maria Baumgartner, skaars 24 uur in diens, met 'n enkele dodelike hou oor die kop gekry. En in die wieg, Josef, die baba van 2 jaar. Stil, klein, weerloos. Hy is met dieselfde piksteel geslaan. 'n hele gesin, 6 mense, vermoor met een eenvoudige boerewerktuig, en met 'n kalmte wat jou kouer laat as die sneeu self. 4 lede van die gesin word na die skuur gelok. Hoe, weet ons nie, en daar met 'n piksteel vermoor. Die toneel was so stil dat 'n speurder later gesê het, dit voel asof die dood self die deur vir ons oopgesluit het. Maar die groot skok, na die moorde het iemand bly woon in die huis. Speurders het gevind dat die Grubers se beddegoed verskuif was. Brood was gesny, vleis was van die rookhuis afgehaal, en oor die stoof se as was 'n vars laagie roet. Die moordenaar het ook die familie se bruinhond Blasie buite losgemaak en later weer vasgemaak. 'n detail wat wys hy was gemaklik genoeg om rond te beweeg. Of dalk gekant teen onnodige geraas. Of dat die hond hom goed geken het. In die solder was daar 'n nes van beddegoed, duidelik deur iemand gebruik. En daar was voetstappe in die stofbedekte vloer, wat wys hy het daar bo rondgestap, terwyl die familie onder hom geslaap het. Daar voor die moord. Jy slaap, iemand anders luister.
Jy droom. Iemand anders. Wag. Die moordenaar het nie weggevlug nie. Hy het ingebly. Vir minstens 3 dae. Nou vra ek jou, wie, in die naam van alles wat heilig is, bly op 'n plaas saam met 6 lyke en melk nog die koeie? Dis mos iemand wat tuis voel. Iemand wat gemaklik is daarbinne. Iemand wat nie gesien wil word nie, maar nie hastig is om te gaan nie. Iemand wat tyd gehad het en geen vrees nie. Kyk luisteraars, ek het al baie moordenaars gesien wat 'n plan maak. Ek het al moordenaars gesien wat probeer wegkom. Maar iemand wat na die daad nog brood rooster en die koeie melk, jou stal uitsorteer en jou vee voer, dis die tipe persoon wat waarskynlik ook jou voëlbad sal regmaak, terwyl hy jou in die tuin lê en inwag. Die mensdom is 'n donker plek. Dis 'n ander vlak van ontstellend. Dis soos om by 'n misdaadtoneel aan te kom en die moordenaar vra jou om hom net gou te help om die stoof se gas toe te maak. Oor die dekades was daar dosyne verdagtes. 'n jaloerse minnaar, 'n familielid, 'n voormalige soldaat, 'n dronklap of miskien 'n werker wat wou wraak vat. Maar niks het ooit gehou nie, geen vingerafdrukke wat iets beteken nie, geen DNA, geen getuies. In 1923 is die plaas heeltemal afgebreek. Mense was te bang om daar te bly. Vandag staan daar net 'n gedenksteen en 'n eeu se vraag. En vandag, meer as 100 jaar later, is Hinterkaifeck nog steeds een van die mees onopgeloste, mees onrusbarende moordsake in wêreldsgeskiedenis. Voordat ek hierdie dossier toemaak, moet ek julle vertel dat Hinterkaifeck nie net 'n moordsaak is nie. Dis 'n web van gerugte, geheime en mense wat meer geweet het asof wat hulle ooit wou erken. Kom ons begin by Victoria Gruber, die dogter. Daar was destyds gerugte, skokkende gerugte, dat sy en haar pa Andreas 'n verhouding gehad het. Die polisie het self 'n saak daaroor oopgemaak. En dan is daar haar man, doodverklaar in die Eerste Wêreldoorlog. Maar 'n vraag bly altyd in my agterkop ronddwaal. Was hy regtig dood? Of het iemand teruggekom met meer as net oorlogstrauma? Dan kry ons Lorenz Skittelbauer, die buurman. Eerst op die toneel en volgens baie ooggetuies, vreemd kalm. Hierdie man het ook 'n verhouding met Victoria gehad. En hy het geglo dat klein Josef sy kind was. Hy het op die toneel rondgeloop asof hy sy eie plek inspekteer. Deure oopgemaak, slotte geprobeer, selfs in die skuur ingestap, sonder enige vrees. Sommige mense het gesê hy het geweet waar alles is. Te goed geweet. En tog, hy is nooit aangekla nie. Ek hou van vra, want vra laat donkerte nie lê nie. Dit ruk dit uit die hoeke uit. Waarom die skuur? Waarom een vir een? Die antwoord wat beamptes glo. Die Grubers het elke aand in die skuur ingegaan om die diere te voer. Toe een nie terugkom nie, die volgende gegaan. En die volgende. Tot almal gelok is soos 'n skaap na slag. Maar dan kom die deel wat my nagte lank laat rondrol het. Wie bly na 'n moord om die huis aan die gang te hou? Selfs die hond, 'n bekende bekleigees, het nie geblaf toe die moordenaar daar rondloop nie. Dit sê vir my, dit was iemand wat die dier geken het. Iemand wat nie bang was dat die hond hom sou byt nie. Iemand wat op 'n plaas groot geword het. Of dalk self een besit het. Dan is daar die vraag oor die solder. Hulle het daar voor die moorde geleide in die solder gehoor. As iemand daarbo gewoon het, hoekom het niemand gaan kyk nie? Nou ja, die 1920ste Beiere was nie bekend vir sy flitsligte en alarmstelsels nie. Maar tog, hierdie stiltes is vreemd, onrustig, onverklaarbaar. En die geweld, die extreme geweld teenoor Victoria en die kinders, vertel my iets anders. Dit was nie net 'n roof nie. Dit was nie net
'n vreemdeling nie. Dit voel persoonlik of intens versteurd. Dan my laaste vraag vir vanaand. Hoekom het daar nooit weer 'n soortgelyke moord plaasgevind nie? Gewoonlik as jy 'n reeksmoordenaar het, sien jy patrone. Maar hier, niks. Net 'n enkele nag van absolute waansin. 'n moordenaar wat huis toe gaan, of dalk in die woud verdwyn, en die aarde sluk die waarheid in. Die München Polisieakademie het dekades later die hele ondersoek herdoen met moderne tegnieke. En hulle bevindinge? 'n geheim. Om die laaste lede van betrokke families te beskerm, is die amptelike antwoord. Dit laat my dink. Miskien ken iemand ergens die waarheid. En miskien is dit te naby aan die huis om ooit hardop gesê te word. Wat dink julle? Was dit iemand naby die familie? Is 'n drifter werklik in staat tot hierdie tipe geduld en hierdie tipe brutaliteit? En die grootste raaisel, waarom bly na die moorde? En waarom dan weggaan sonder 'n spoor? Ek laat dit onder julle lamplig vir vanaand. En dit, luisteraars, was episode 1 van Onder die Lamplig, die Hinterkaifeck moorde, die plaas waar die moordenaar ingekom het en nie weer uitgegaan het tot hy klaar was nie. 'n saak so koud dat selfs die sneeu bang lyk. Volgende keer bring ek vir julle nog 'n ware reeks moord, wat wys hoe ongelooflik maklik mens kan wegkom met moord, en nie net een nie. Tot dan, bly waaksaam, bly oplettend, en as jy ooit voetspore sien wat net na jou huis toe loop, hardloop. Ek is Marieke Kokemoer, en jy het geluister na Onder die Lamplig. Die man in die riete. Hier onder die lamplig glo ons dat sommige stories nie in die daglig gebore kan word nie. Jy moet hulle eers in die donker hoor. En vanaand wil ek julle vat na 'n landskap wat ek al jare lank vrees en bewonder. Die suikerrietlande van Durban Noord, Phoenix, Mount Edgecombe, KwaMashu. Dis plekke waar mense woon, werk, liefhet, maar ook plekke waar jy net 'n paar tree van die pad af kan stap en die wêreld sluk jou in. Tussen 1996 en 97 het dit gebeur. Meisies het verdwyn. Vroue het nie by hulle werksonderhoude opgedaag nie. Families het gewag by vensters, by hekke, by taxilyne. En soms het wag verander in rou. Want eers in daardie groen doolhof het 'n man rondgeloop, wat die veld beter geken het as die mense wat hom moes vang. Die pers het hom later genoem The Phoenix Strangler. Maar vir die vroue wat hom laaste gesien het, het hy net 'n stem gehad wat beloof het, kom saam, ek wys jou waar jy werk gaan kry. Luisteraars, dis tyd om die dossier onder die lamplig te plaas. As jy deel was van die KwaZulu-Natal in die 90's, sal jy weet, dis suikerriet oral, so ver as wat die oog kan sien, hoog genoeg om 'n mens heeltemal te verslind, dig genoeg dat selfs 'n gil binne minute stil word. Elke jaar voor oestyd word die riete aan die brand gesteek. ‘n donker rooi muur van vuur, wat kilometers ver sigbaar is. Mense stop soms langs die pad om te kyk. Dis amper mooi, amper poëties. Maar vir speurders is daar die vuur, die duiwel se asem. Want rook en hitte los niks oor nie. Geen voetspore,
Geen vesels, geen bewyse. Dis soos om 'n moordtoneel in 'n oond te probeer ondersoek. En in 1996 word die eerste liggaam gevind, half verkoel, half begrawe. Geen naam, geen idee, net 'n vrou wat nie moes sterf nie. Toe kom die tweede, toe die derde, en toe weet hulle, hierdie is nie 'n toeval nie, hier is iemand tussen die riete. Hierdie vroue het nie taksies geneem, omdat dit lekker was nie. Baie van hulle moes kilometers ver stap, om werk te gaan soek. Phoenix, KwaMashu, Ottawa, Verulam, jy vat wat jy kan kry. Hulle het groot geword in 'n land waar die ekonomie nog besig was om asem te kry na apartheid, waar werk skaars was en hoop duur. Die meeste van die slagoffers was tussen hulle 20s en 30s. Sommiges het kinders gehad, ander het hulle ouers versorg. Hulle het die oggend opgestaan met gewone drome, kry werk, kry 'n beter lewe. Hulle name is so vaag in die hofrekords, nie omdat hulle nie belangrik was nie, maar omdat die veld en die vuur te veel van hulle weggeneem het. En die families, hulle wag, hulle vra wat niemand kan antwoord nie. Hoekom sy? Hoekom hier? Hoekom nou? Hoekom? The shop is here. We are here. Everything is sorted out. We'll call you if you need a pickup. Teen vroeg 1997 is die polisie gedwing om die stories aan mekaar te begin vleg. Die liggaamsposisies, die toestand van die klere, die verwurging en die plek, altyd naby paadjies waar vroue sou stap vir werk soek. Maar die veld was 'n slim vyand. Hitte, diere, ontbinding. Jy moet 'n speurder wees en 'n argeoloog. Tog begin 'n patroon vorm. Die vroue word gelok. Daar is 'n gesprek, 'n vertroue. En dan eers tussen die riete eindig dit. Die gemeenskap fluister dit al. Daar's 'n man wat werk beloof, moenie saam met hom gaan nie. Maar as jy honger is, werkloos is, en iemand kyk jou in die oë en sê, ek kan jou help, dan volg jy. Jy volg, want jy wil glo iets gaan uiteindelik regloop. Speurders hoor telkens dieselfde ding van getuies. 'n Man, gewoon, nie vrees aan die hand nie, nie vreemd nie, net normaal. Hy bied werk aan, hy weet presies hoe om te praat. Hy sê hy ken iemand by 'n lodge, by 'n hotel, by 'n huishouding wat dringend hulp soek. En hy ken die kortpaaie deur die suikerriet. Kortpaaie wat reguit loop na die dood. Op hierdie stadium ken niemand sy naam nie. Hy's 'n spook, 'n skaduwee tussen brande. Maar die polisie weet teen hierdie punt. Hy's georganiseerd, hy's selfversekerd en hy gaan nie ophou nie. Voor ons verder gaan, wil ek vir 'n oomblik terugdraai na die vroue self. Want dit is maklik om 'n reeks moordenaar te bespreek, sonder om die mense te noem wat hy uit die wêreld gevat het. Die waarheid is, baie van die slagoffers se name is nooit wyd gepubliseer nie. Soms omdat hulle families beskerming wou hê, soms omdat die toestand van die oorskot te erg was om hulle vinnig te identifiseer. Maar 'n paar van die verhale is bekend, en hulle help ons verstaan hoe die jag begin het. Die eerste bekende liggaam, die vrou in die brandstrook. Sy is rondom April 1996 in 'n gedeeltelike verbrande rietland by Phoenix ontdek. Geen identiteitsdokument, geen handsak, geen skoene. Die patoloog kon net bepaal dat sy waarskynlik in haar late 20's was. Leidraad.
Die verwurging was duidelik. Merke op die nek, gemaak deur materiaal wat nie saam met haar gevind is nie. Die polisie het die saak aanvanklik as 'n enkele aanval hanteer, maar die brandmerke het meer weggesteek as geopenbaar. Die tweede was Nomusa, 'n werksoeker. Nomusa, die naam is dikwels in die media gebruik, alhoewel baie nuusbronne dit gewysig het vir familieprivaatheid, was 'n jong ma van KwaMashu. Sy was op pad na onderhoud vir 'n skoonmakerspos by 'n lodge in Umhlanga. Sy is laas gesien saam met 'n man wat haar beloof het, "Ek ken iemand in Mount Edgecombe wat onmiddellik iemand soek." Haar liggaam is later in 'n afgesnyde rietstrook gevind. Ligte stukkies rooi stof nog aan haar skoene, tekens dat sy gestap het voordat sy van die pad af verdwyn het. Die leidrade was dieselfde verwurgingpatroon, selfde ontkleedtoestand, selfde geografiese sone, naby selfgemaakte voetpaaie deur die riete. Dit was die eerste keer dat speurders gedink het, ons kyk na dieselfde aanvaller. In 'n latere toneel het speurders 'n liggaam gevind wat duidelik langer as 'n maand in die veld was. Die vuur het net die boonste deel bereik, maar een klein voorwerp het oorleef. 'n blou plastiekknoop, waarskynlik van 'n goedkoop hemp. Die knoop het nie gehelp om haar te identifiseer nie, maar dit het vir die polisie gewys dat die slagoffer waarskynlik vir 'n onderhoud aangetrek was. Net soos die vorige een. Net soos die volgende paar. Die knoop het 'n patroon bevestig. Die slagoffers was vroue wat iets beter probeer kry het. Hulle was aangetrek om te werk. Die oorlewende, hulle belangrikste leidraad. Dit word min genoem, maar een vrou het ontsnap. Nie sonder trauma nie, sy is aangerand, maar sy het uit die riete gehardloop voordat die aanval voltooi kon word. Sy het later aan die polisie vertel van 'n man wat met haar gepraat het soos 'n vriend, die paadjies deur die riet perfek geken het en gesê het hy wil haar wys waar sy gehuur kan word. Sy kon sy gesig net gedeeltelik beskryf, maar haar beskrywing van sy stem, kalm, gewoon, geen dialek wat uitstaan nie, het polisie laat besef hulle soek nie 'n monster tussen monsters nie, maar iemand wat lyk en klink soos enige gewone man. Haar getuienis het die ondersoek 'n rigting gegee, 'n rigting wat direk na Sipho Tshwala sou lei. By een van die tonele kry speurders 'n klein vuil lapfragment, 'n stukkie materiaal wat nie aan die slagoffer se klere behoort het nie. Toe dit getoets word, bevat dit manlike DNS. En dit is die monster wat uiteindelik deur die stelsel gehardloop word en perfek ooreengestem het met die DNS-profiel wat in 1994 by Tshwala geneem is. Daardie klein stukkie lap, nie groter as 'n palm nie, het die jag laat draai in 'n vangslag. Dis vreemd, nee. Die veld kan iemand verslind, 'n vuur kan spore uitvee, tyd kan name vergeet. Maar 'n knoop, 'n stukkie lap, 'n merk op 'n nek, dit kan die waarheid vertel soos niemand anders nie. Die vroue wat ek nou van vertel het, is net 4 uit baie. Maar hulle stories vorm die fondament van die waarheid wat uiteindelik uit die brand uit opgestaan het. Want moordenaars probeer altyd in die stilte verdwyn, maar lyke praat altyd hard. En hier, luisteraars, draai die storie. In 1994 is 'n man gearresteer vir 'n verkrachtingssaak, maar hy is vrygespreek. Sy DNS is egter in die stelsel gelaat, 'n routinehandeling wat daardie jare nog redelik nuut was. Nou, 3 jaar later, loop die forensiese laboratorium die nuutste monsters van die Phoenixveld deur die databasis. En die rekenaar stop. Dit kry iets. Sipho Mandla Agmata Tshwala, gebore in KwaMashu, onopsigtelik, 'n fabriekwerker, 'n man wat elke draai en voetpad van Phoenix se rietlande geken het.
Die polisie kyk na die uitslaa en hulle weet, dit is hy. 14 Augustus 1997, 'n donker oggend voor sonsopkoms. Besters onformele nedersetting net buite Phoenix. Die polisie storm 'n shack binne. Daar sit hy. Chwala kyk op, sonder verrassing, sonder vrees. Net 'n kalmte wat meer ontstellend is as enige skreeu. In sy kamer, klere met bloed, stukke materiaal, klein leidrade wat saam die omvang van sy misdade begin skets. Hy word stil weggevoer. Die mense van Phoenix word wakker, sonder om te weet dat die man wat hulle kinders gevrees het, nou in boeye sit. In 1999 begin die verhoor. Die galery is stampvol. Familielede hou foto's vas. Speerders sit soos mense wat uiteindelik in 'n storm kan asemhaal. Die aanklagte word gelees. 16 moorde, verkrachting, pogings tot moord, aanranding. Getuies vertel van hulle laaste oomblikke saam met Chwala. Forensiese kundiges verduidelik hoe verwriging die oorsaak van dood was. Weer en weer en weer. Chwala sit meestal stil. Hy kyk na niemand nie. Hy kyk deur die regter. En toe die regter die vonnis lees, meer as 500 jaar, is dit nie eers 'n skok nie. Dis bloot reg. Dis die erkenning van 16 lewens wat nooit die kans gekry het om voort te gaan nie. Vandag ry duisende mense daagliks verby die plekke waar die vroue se liggaam gelê het. Die riete groei weer. Die brand kom elke jaar terug. Die grond dra sy geheime. Stil, soos altyd. Maar mense vergeet nie. In Phoenix praat hulle nog van die jare toe jy jou dogter nie alleen winkel toe laat stap het nie. In KwaMashu onthou mense die waarskuwingsstem. Moenie met 'n vreemdeling saamstap vir werk nie. Die veld is mooi. Die veld is gevaarlik. En die veld onthou. Baie dankie dat julle vanaand saam met my deur hierdie donker paadjie geloop het. Die Phoenix Stranglers se storie is nie net een van moord nie. Dis ook 'n storie van armoede, van kwesbaarheid en van 'n land wat nog geleer het hoe om sy mense te beskerm. Volgende keer onder die lamplig kyk ons na nog 'n saak waar die skadu's langer is as die dag en waar die waarheid net gewag het vir iemand om 'n lig aan te steek. Slaap veilig en moenie vergeet nie. Dit is nie net wat ons sien wat gevaarlik is nie. Dit is wat ons nie sien nie, tot dit te laat is. Vanaand neem ek julle nie na Suid-Afrika toe nie, maar moenie dink dis veiliger waarheen ons gaan nie. Vanaand vat ek julle na 'n stil straat in Melbourne, Easy Straat, nommer 147. 'n plek wat op geen kaart as gevaarlik gemerk is nie. 'n plek waar mense hulle motors langs die sypaadjie parkeer het, waar honde soggens geblaf het, en waar niemand gedink het dat stilte 'n misdaad kan wegsteek nie. Wanneer mense my vra of daar ooit 'n rede vir die Easy Straat moorde uitgekom het, dan vra ek altyd, wat bedoel ons wanneer ons rede sê? Want ons hou van redes wat sin maak, redes wat ons kan bære, redes wat sê, dit sal nie weer gebeur nie, want ons weet nou hoekom. Maar partymoorde gebeur nie omdat iets verkeerd geloop het nie. Hulle gebeur omdat iets lankal gebreek het. En in Easy Straat het dit nie in een nag gebreek nie. Dit het oor jare lank geskeur. Dis Januarie 1977. Melbourne is warm. Nie lekker warm nie. Daardie swaar, plakkerige hitte wat jou prikkel en ongeduldig maak. Die lug hang laag. Die stad is moeg.
Die 1970s was 'n ander tyd. 'n Tyd van moenie inmeng nie. As jy argument agter geslote deure gehoor het, het jy jou eie radio harder gedraai. As 'n vrou in die nag geskree het jy gehoop dis net joligheid wat aan tyd geruk het. Vroue se veiligheid was iets wat agter geslote deure gebeur het. En daarom het niemand regtig ingemeng nie. In 'n klein huis in Easy-straat woon 2 jong vroue saam. Susan Bartlett, onderwyseres, die soort mens wat kinders se name onthou lank nadat hulle die klas verlaat het. En Suzanne Armstrong, jong ma, met 'n 16 maande oue seentjie Gregory, wat sy alleen grootmaak, in 'n wêreld wat nou nie juis sag is vir enkel ma's nie. Hulle was nie ryk nie, nie beroemd nie, net besig om te oorleef, om vorentoe te beweeg, om 'n lewe te bou. Hulle het saam gewoon omdat dit goedkoper was, omdat dit veiliger gevoel het, omdat vriendskap soms die enigste sekuriteit is wat jy het. Daardie aand was daar niks wat geskree het, gevaar nie. En dit is presies wat hierdie saak so ontstellend maak. Die volgende dag word die nagligte nie afgesit nie. Die deur bly toe. Die huis antwoord nie. 'n hond word gesien wat rondswerf, alleen, verward. Bure begin wonder, maar nie lank nie. Mense wonder selde lank. Toe iemand uiteindelik instap, lê stilte soos 'n swaar kombers oor alles. Nie die soort stilte wat rus bring nie, die soort wat alles versmoor. Susan en Suzanne is met 'n mes vermoor. Nie vinnig nie genadig nie, en beslis nie lukraak nie. Susan is 55 keer gesteek. Suzanne 27 keer. In forensiese terme noem mens dit overkill, maar daardie woord sê nie genoeg nie. Dis nie die werk van iemand wat net wou doodmaak nie. Dis die werk van iemand wat wou oorheers. Iemand wat wou wys hy het beheer, selfs toe die lewe reeds besig was om weg te glip. Die huis was klein, nou, intiem. Die soort plek waar jy mekaar se bewegings ken, waar jy weet wie eerste stort, wie koffie drink voor slaaptyd, wie die lig aanlos vir veiligheid. Daar was geen tekens van geforseerde toegang nie, geen gebreekte slotte, geen stikkende vensters. Iemand is ingelaat, of iemand het reeds toegang gehad. Susan en Suzanne is in verskillende dele van die huis aangetref. Dit wys nie op 'n enkele paniekerige aanval nie. Dit wys op beweging, op tyd, op iemand wat rondbeweeg het, sonder om gejaag te wees. En dan is daar Gregory, die baba, 16 maande oud, lewendig, ongedeerd, alleen in sy krib, vir 68 uur. As dit 'n roof was, sou hy nie oorleef het nie. As dit impulsief was, sou hy nie agtergelaat gewees het nie. Maar hy was nie deel van die taak nie. Vir die moordenaar was Gregory net agtergrond, 'n voorwerp wat nie saak maak nie. Terwyl die baba gehuil het, terwyl hy aan sy kombersie gesuig het vir vog, het die bure dit gehoor. Maar niemand het geklop nie. Niemand het gevra, is alles reg nie. Vir dekades het mense gevra hoekom. Was dit 'n inbreker, 'n woedende vreemdeling, 'n minnaar? Maar die waarheid het weggekruip. Tot tegnologie begin praat het waar mense stil gebly het. Toe DNA-toetse uiteindelik vordering maak, het dit nie geskree nie. Dit het net een naam stadig, onontkombaar begin herhaal. Nie 'n monster in die sprokiessin nie. Nie iemand wat uitstaan in 'n skare nie. Maar 'n man met 'n geskiedenis van seksuele geweld. 'n Man wat reeds voorheen gewys het dat hy die grense erken nie.
'n man wat vroue nie as mense gesien het nie, maar as iets wat geneem, beheer en weggegooi kan word. Sy psigologiese profiel wys nie op iemand wat beheer verloor het nie. Hy het nie gebreek nie, hy het besluit. Mans soos hierdie is nie impulsief nie, hulle is berekend. Hulle soek nie konflik nie, hulle soek geleenthede. Hulle is jagters wat swak plekke soek. 'n Huis met 2 jong vroue, 'n stil straat, 'n warm somernag. Perfek. Hy het nie gevlug na die moorde nie, hy het gewag. En toe hy uiteindelik Australië verlaat het dit nie gelyk soos iemand wat wegvlug nie. Dit het gelyk soos iemand wat weet, hy het weggekom. Hy het na Griekeland vertrek. Hy het geleef, gewerk, geseil, gelag. Terwyl 2 families elke jaar op 10 Januarie 'n kers aangesteek het. In die vroeë 2000s word die saak heropen. Nie omdat iemand skuld bely het nie, maar omdat wetenskap nie vergeet nie. 'n Klein DNS-spoor het oorgebly. Nie genoeg vir 'n databasis nie. Tot ondersoekende genetiese genealogie op die toneel verskyn. Nie honde nie, nie flitse nie, maar stambome. 'n Verre familielid los haar DNS op 'n openbare webwerf. En skielik het die polisie 'n padkaart. Tak vir tak, naam vir naam, tot die skaduwee 'n gesig kry. Perry Gromblus. Nie meer onsigbaar nie, net 'n punt op 'n skerm. September 2024. Rome se lughawe gons, mense hardloop, vakansies begin. 'n Man van 65 oorhandig sy paspoort. En die stilte van 47 jaar breek. Handboeie klap toe, nie hard nie, net finaal. Hy lyk verbaas. Man soos hy dink altyd hulle is die uitsondering. Luisteraars, dit is belangrik om dit te sê. Susan en Suzanne het niks verkeerd gedoen nie. Hulle het nie roekeloos geleef nie. Hulle het nie die verkeerde mense vertrou nie. Hulle het net bestaan in 'n wêreld waar sommige mans glo, hulle is geregtig op 'n ander se lig. Die ware les van Easy Straat is hierdie. Gevaar skree nie altyd nie. Dit klop nie altyd nie. Soms sit dit reg langs jou en wag. Gregory, die baba wat 68 uur alleen gewag het, is vandag 'n man. Hy het sy hele lewe lank met een vraag geleef. Wie? Nou het hy antwoord. Nie omdat die moordenaar berou gehad het nie, maar omdat die waarheid nie vergeet nie. Onder die lamplig sien ons uiteindelik alles. Ek is Maritjie Meis-Kokemoer en vanaand het die stilte van Easy Straat uiteindelik gepraat. Hier kyk ons stadig. Hier vat ons 'n storie in die hand en draai hom om totdat die skaduwees wys. En vanaand brand die lamp oor 'n saak wat nie begin het met 'n skree nie, maar met 'n verdwyning. En toe nog een. En toe 'n skoot in die nag. Ons reis neem ons na Bakersfield. 'n werkersdorp, warm son, oliepompe wat soos metaalvoëls op en af buig teen die horison. Nie die tipe plek wat jy op 'n misdaadkaart sal merk nie. Maar in 2018 het 3 jong mense daar verdwyn. Hulle word later bekend as die Bakersfield 3. Dit het begin met 'n ma wat weet iets is verkeerd. Jy ken daai gevoel. Daai een wat jou nie los nie. Daai een wat sê iets is nie reg nie. Op 23 Maart 2018 het Mika Halsenbeek nie huis toe gekom nie. Hy was 34, 'n pa, iemand wat gesukkel het, maar iemand wat probeer het. Aanvanklik was dit net nog 'n man wat in die verkeerde kringe beweeg het.
Maar sy ma Cheryl het nie gerus nie. En terwyl sy nog gesoek het, het 'n tweede tragedie plaasgevind. In April is James Coolstad in sy eie oprit doodgeskiet. Net so, skote, donkerte en 'n liggaam wat nie weer sou opstaan nie. Dit het soos 'n afsonderlike voorval gelyk, totdat name begin herhaal het, totdat mense begin fluister het oor 'n sekere groep. En toe, amper geluidloos, is 'n derde naam bygevoeg. Bailey Despot, 20 jaar oud, kreatief, slim, vol planne. Sy het net verdwyn. Geen dramatiese toneel, geen bloedspatsels teen 'n muur nie, net stilte. En soms is stilte harder as enigiets anders. Wat hierdie saak anders maak, is nie net geweld nie, dis die verweefde drade. Mika, James en Bailey het in dieselfde sosiale kringe beweeg. Daar was dwelms, gesteelde vuurwapens, wantroue. En daar was 'n man wie se naam stadig uit die skadu getrek is. Matthew Queen. Hy was verbind aan Bailey en volgens aanklaers diep betrokke by wat met Mika gebeur het. Wat later in die hof onthul is, was koud. Getuienis het daarop gedui dat Mika vermoor is. Hulle het gedink vuur los alles op. Dis merkwaardig hoeveel mense steeds glo forensiese wetenskap het nie internet nie. Dit was nie 'n groot misdaad syndikaat nie. Dis gewone mense wat verkeerde keuses maak. Dis dalk wat hierdie saak so ontstellend maak. Nie 'n meestersbrui nie, nie 'n filmskurk nie. Net mense wat stadig oor 'n lyn trap en dan maak asof hulle nie sien hulle het hom oorgesteek nie. En dan verder gaan as wat enige iemand gedink het hulle kon. Maar hier is waar die storie draai. 3 ma's, 3 vroue wat nie bereid was dat hulle kinders nog net 'n statistiek word nie. Cheryl, Jane en James se familie. Hulle het mekaar gevind. Hulle het saam begin grawe, saam dokumente gelees, saam leidrade gevolg, saam druk op die polisie geplaas. Dis amper ironies. Die misdaad het in die donker gebeur, maar dit was die ma's wat die lig begin aansteek het. Die polisie het hulle werk gedoen, maar ma's werk anders. Hulle lees hofstukke soos ander mense resepte lees. Net hierdie keer was die bestanddele skuld en verlies. Vandag weet ons sekere dinge. Matthew Queen is skuldig bevind aan moord en ander aanklagte. Mika word as vermoor beskou. James is doodgeskiet. Maar Bailey, sy is steeds vermis. Geen graf nie, geen bevestigde einde nie, net vrae wat aan 'n stad bly kleef so stof in warm wind. Weet jy wat my altyd tref met sulke sake? Dis so klein die begin was. Nie 'n reeksmoordenaar, nie 'n dramatiese ontvoering nie. Net mense wat in verkeerde kringe vasgevang raak. En dan begin loyaliteit skeef trek, en dan begin vrees oorneem. En dan raak iemand stil, en dan nog iemand. En voor jy weet sit 'n gemeenskap met 3 name, wat nooit weer heeltemal normaal sal klink nie. Maar hier onder die lamplig kyk ons nie net na skaduwees nie, want ware misdade is nie gerugte nie. Dit is bewysstukke, getuienis, forensiese werk en wagtyd. Vanaand gaan ons presies kyk hoe ondersoekers die saak opgebou het en toe hulle uiteindelik 'n veroordeling gekry het in Bakersfield. Die ondersoek het lank stil gelyk, totdat 'n vrou wat verbind was aan die sosiale kring rondom Micah Holzenbeek en Bailey Despot met owerhede begin praat het. Sy het vertel dat Micah geskiet is, sy liggaam is opgesny, dele is versprei om identifikasie te voorkom. Hierdie getuies was nie sommer net 'n storie nie, polisie moes dit verifieer. En toe begin die fisiese bewyse inkom.
Ondersoekers het 'n eiendom deursoek wat gekoppel was aan Matthew Queen. In die tuin was 'n brandplek. Nie die tipe waar bure oor heininge gesels nie. Die tipe waar iemand gehoop het vlamme kan dinge vergeet. Forensiese spanne het menslike beenfragmente gevind, tande en metaaloorblyfsels van vuurwapens. Die fragmente is laboratorium toegestuur. Weke het verbygegaan en toe kom die oproep. DNS bevestig, dis Mika. En skielik was dit nie meer 'n vermiste persoon nie, dit was moord. Nog 'n belangrike stuk was die vuurwapens. James Coolstad was doodgeskiet. Ondersoekers het begin fokus op gesteelde wapens wat binne dieselfde kring gesirkuleer het. Ballistiese toetse het gewys, die Cools het ooreengestem met 'n spesifieke vuurwapen, en daardie wapen was verbind aan mense binne dieselfde groep. Dit het die 3 sake begin verbind. En dan selfone. Selfoonrekords het getoon, daar was kontak tussen die betrokke partye rondom die tyd van Mika se verdwyning. En die liggingsdata wat mense op spesifieke tonele geplaas het. Selfone lieg selde. Hulle onthou waar jy was, selfs wanneer jy hoop niemand anders doen nie. En wanneer jy tydlyne bou, begin gapings verdwyn. In 2022 is Matthew Queen verhoor. Die aanklagte het ingesluit: eerste graadse moord, onwettige hantering van 'n liggaam en wapenverwante misdade. Die staat se saak het gesteun op getuienis van 'n medepligtige, forensiese oorblyfsels uit die brandplek, ballistiese analises, digitale data en fisiese bewyse van ontbinding en vernietiging van oorblyfsels. Die jury het hom skuldig gevind aan moord en verskeie verwante aanklagte. Hy is tot lewenslange tronkstraf gevonnis. Maar wat van Bailey? Hier bly die saak oop. Bailey Despot se liggaam is nooit gevind nie. Sy is formeel as vermis geklassifiseer. Daar was spekulasie in die hof oor haar moontlike betrokkenheid by die vernietiging van Mika se liggaam, maar sy is nooit verhoor nie. En sonder 'n liggaam bly daardie deel van die storie onvoltooid. Wat hierdie saak wys is, hierdie was nie 'n reeks moordenaar met 'n groot plan nie. Dit was 'n kring van dwelms, gesteelde wapens, konflik wat eskaleer en mense wat probeer het om hulle spore uit te wis. Maar moderne forensiese werk, DNS, ballistiek, digitale spore maak dit moeilik om heeltemal te verdwyn. Hulle het vuur gebruik om spore uit te wis, maar uiteindelik was dit lig wat gewen het. Onder die lamplig kyk ons nie net na wat gebeur het nie, ons kyk na hoe dit kon gebeur. Hoe gewone mense stadig oor grense beweeg, hoe 'n ma se instink sterker is as stilte, en hoe een verdwyning soms meer geraas maak as 'n geweerskoot. Wat my bybly van Bakersfield is nie net die geweld nie. Dis hoe normaal alles voor dit was. 'n warm tuin, 'n selfoon op 'n kombuistafel, 'n ma wat wag vir 'n oproep wat nie kom nie. Hulle het gedink as iets brand, verdwyn dit. Maar dis die ding van waarheid. Sy brand nie weg nie. Sy verkoel net en wag. En dan jare later sit iemand in 'n laboratorium met handskoene aan en kyk deur 'n mikroskoop na iets wat iemand anders probeer uitwis het. En stadig, been vir been, datapunt vir datapunt, begin die stilte praat. 'n jury luister, 'n regter praat, 'n lewenslange vonnis val. En tog, een naam bly sonder 'n graf, een familie bly sonder 'n slot. Vanaand draai ons die lamp na Ceres in die Wes-Kaap, na die moord op David Olyne. 'n Jong gay man wie se dood nie net gewelddadig was nie, maar vernederend,
haatgedrewe. En, as 'n mens die geskiedenis van die saak mooi lees, moontlik nooit heeltemal volledig opgelos nie. Kom ons sit die lig aan en maak die dossier oop. Wie was David O'Lane? David O'Lane was 'n jong man van die Ceres Bella Vista omgewing. Sy ouderdom verskil effens van verslag tot verslag. Party noem 21, ander 22 en ander 23. Wat wel konstant bly, is dat hy openlik gay was, dat hy bekend was in die gemeenskap en dat mense wat hom geken het hom as vrolik, lewendig en aangenaam beskryf het. En dit is belangrik om vroeg al te sê, David was nie net 'n naam in 'n saak dossier nie. Hy was nie net die oorledene of die liggaam by die toneel nie. Hy was iemand wat mense geken het, iemand vir wie daar getreur is, iemand wie se menswees maklik begrawe raak onder die gewig van hoe hy gesterf het. In Maart 2014 is David O'Lane se liggaam gevind by 'n verlate pompstasie of pomphuis net buite Bella Vista, naby Ceres. Die kernfeite van die toneel is duidelik. Sy liggaam was verkoel of verbrand. Hy was met draad vasgebind en dit was onmiddellik sigbaar dat hierdie nie 'n vinnige of impulsiewe aanval was nie, maar 'n buitengewone wrede een. Dis die soort toneel wat vir ondersoekers op die eerste oogopslag al iets sê. Hierdie was nie bloot geweld om iemand stil te maak nie. Hierdie was geweld wat wou straf, verneder en 'n boodskap stuur. En in baie haatmisdade is dit presies wat die brutaliteit doen. Dit dood nie net nie, dit probeer ook uitwis. Een van die ontstellendste dele van hierdie saak is dat die moord glo nie in totale afsondering plaasgevind het nie. Volgens getuienis wat later na vore gekom het, het Christo Onke jong mense in die omgewing geroep om te kyk hoe hy, en verskoon tog die woord, maar dis belangrik om dit nie sagter te maak as wat dit was nie. 'n moffie gaan doodmaak. Daardie detail sou later sentraal staan in die begrip van die misdaad as 'n homofobiese haatmoord. Volgens verskeie weergawe was David reeds bebloed en vasgebind toe sekere jong mense by die toneel opgedaag het. Daar is verder berig dat hy met stomp geweld aangerand is, insluitend geslaan met 'n harde voorwerp, en dat hy uiteindelik aan die brand gesteek is. Die beskrywings verskil op sekere fyn detail van die volgorde en presiese instrumente, maar hulle stem saam oor die breë patroon. Vasbinding, ernstige aanranding en verbranding. Nou luisteraars, hier moet 'n mens 'n oomblik stil raak. Want as mense regtig geroep is om te kom kyk, dan beteken dit die geweld was nie net persoonlik nie, dit was ook opgevoer. Daar is iets diep onheilspellend aan geweld, wat gehoor, gesien of selfs gedeel moet word om sy volle krag te hê. Die saak het vroeg reeds spanning in Ceres laat opbou. Gemeenskapslede en aktiviste het openlik gesê, gay mense in die gebied voel nie veilig nie. Daar was ook frustrasie oor die tempo en kwaliteit van die ondersoek. In latere verklarings en verslae is die polisie gekritiseer oor swak opvolg, stadige werk en die moontlikheid dat nie almal wat betrokke was behoorlik ondersoek is nie. Daardie ontevredenheid het nie sommer uit die lug geval nie. Die saak het jare lank aangehou, gesleep met hofverskynings, vertragings en 'n gevoel by aktiviste dat die strafregstelsel nie die volle waarheid vasgryp nie. In Suid-Afrika is vertraging soms net die netjiese woord vir daardie bekende ou spook, momentum verlies. En in 'n ernstige saak is momentum nie 'n luukse nie. Dis die verskil tussen 'n skerp dossier en 'n halfvergete waarheid.
Kom ons wees presies oor wat ons wel weet en nie weet nie. David O'Lane is met draad vasgebind gevind. Hy is ernstig aangerand of doodgeslaan en sy liggaam is daarna verbrand of aan die brand gesteek. Wat nie heeltemal seker en volledig in die openbare rekord lê nie, is die presiese tegniese detail van die nadoodse bevindings. Met ander woorde, ons weet van die vasbinding, ons weet van die geweld, ons weet van die verbranding, maar die volledige patologiese en forensiese prentjie lê nie so netjies voor die publiek soos 'n mens sou wou hê nie. Daar was vroeë verwysings na moord en verkrachtingsklagtes, maar die publiek beskik nie oor 'n volledige, eenvoudige, sluitende forensiese opsomming van daardie deel van die saak nie. En dit is belangrik, want goeie ware misdaad weet wanneer om ferm te wees en wanneer om eerlik te sê, hierdie deel van die rekord is nie skoon genoeg om harder te praat as die feite nie. Die man wat uiteindelik skuldig bevind is aan David O'Lane se moord was Christo Onke, en sommige weergawes ook as Onker gespel. So hoe het die polisie uiteindelik by hom uitgekom? Uit alles wat later in die hof en in openbare rekords na vore gekom het, lyk dit of die saak grootliks gebou is op mense wat daar was, of kort na die tyd geweet het wat gebeur het, saam met die besonderhede van die toneel self. Daar was getuienis dat Onke jong mense geroep het om te kom kyk hoe hy, en ek herhaal nou die woord soos dit in die getuienis opduik, 'n moffie doodmaak. Daardie beweringe het swaar begin weeg toe die saak uiteindelik in die hof ontvou. Maar, soos met soveel sake in hierdie land, was die probleem nie net om 'n naam te kry nie. Dit was om die hele waarheid agterna te sit. Want al het die polisie genoeg bymekaar gemaak om Onke te arresteer en te vervolg, was daar deurgangs ernstige vrae oor hoeveel ander mense moontlik geweet, gesien of selfs deelgeneem het, sonder dat hulle ooit regtig ingehaal is. In Januarie 2016 is hy aan moord skuldig bevind nadat die hof bevind het dat hy David in 2014 naby Ceres doodgeslaan en verbrand het. Die skuldigbevinding was 'n baie belangrike oomblik, veral vir 'n gemeenskap wat reeds lank gevoel het die saak word nie met genoeg dringendheid hanteer nie. Maar selfs by die skuldigbevinding het daar reeds 'n moeilike vraag in die lug gehang. Was dit regtig net hy? Hier lê die hart van die saak. David O'Lane se moord is later deur die hof as 'n haatmisdaad erken, spesifiek omdat die geweld teen hom verbind is aan sy seksuele oriëntasie. Daar is verwys na die gebruik van homofobiese beledigings, waaronder daardie woord wat reeds vroeër geval het, tydens of rondom die aanval. Dit was nie 'n toevallige byklank nie, dit was deel van die misdaad se betekenis. Dis iets wat dikwels verlore raak wanneer mense oor haatmisdade praat, asof dit maar net gewone moorde met lelike taal daaromheen is. Dis nie. 'n Haatmisdaad kies sy slagoffer nie net oor 'n botsing of 'n rusie nie, maar oor wat die slagoffer verteenwoordig in die oë van die dader. In gewone taal, David is nie as David aangeval nie. Hy is ook aangeval as 'n gay man. In Oktober 2016 is Christo Onke tot 17 jaar gevangenisstraf gevonnis vir David O'Lane se moord. 17 jaar. Net 17. Dit was 'n belangrike oomblik in die saak, maar selfs daardie slot was nie heeltemal 'n slot nie. Die regter het openlik erken dat dit waarskynlik is dat ander betrokke by David se moord nooit tot verantwoording geroep is nie. Die dossier is ook oopgehou vir verdere ondersoek. Dit is die deel wat bly hang. Want dis een ding as aktiviste sê geregtigheid is onvoltooid. Dis iets anders wanneer die hof self laat blyk dat die volle waarheid moontlik nie
in die beskuldigde bank gestaan het nie. Daar is deurgaans volgehou dat meer as een persoon by die aanval betrokke was en dat sommige teenwoordiges waarskynlik meer was as blote toeskouers. Daardie standpunt was deel van 'n groter frustrasie met die ondersoek en die manier waarop die saak uiteindelik vernou is tot een hoofskuldige. David O'Lyn se moord het wyd weerklink in die LGBTQIA+ aktivisme in Suid-Afrika. Die saak het groter geword as net een hofsaak. Dit het 'n simbool geword van hoe kwesbaar queer mense, veral in kleiner dorpe en meer konservatiewe gemeenskappe, kan wees. Maar dis ongelukkig nie 'n nuwe storie nie. Wat David se saak egter besonder swaar maak, is dat die brutaliteit daarvan so openlik en so skaamteloos was. Hierdie was nie geweld wat homself probeer wegsteek het nie. Hierdie was geweld wat volgens die getuienis wat later beskryf is, wou hê ander moet kyk. En hier sit ons dan, luisteraars, met 'n naam, 'n toneel, 'n beskuldigde, 'n vonnis. Op papier lyk dit amper soos afsluiting. Die soort dossier wat in 'n argiefkas kan gly met 'n stowwerige etiket en 'n gevoel van, nou ja, ten minste iemand is tronk toe. Maar onder die lamplig lyk dinge selde so netjies. Want David O'Lyn se saak laat 'n mens met daardie moeiliker vraag. Nie net wie het hom vermoor nie, maar wie het alles geweet, gekyk, geswyg of weggekom. Een man is skuldig bevind, een man is gevonnis, maar selfs die hof het laat blyk dat dit waarskynlik nie die hele storie was nie. En dalk is dit die deel wat die hardste bly spook. Nie net dat David op 'n verskriklike manier dood is nie, maar dat die waarheid rondom sy dood moontlik groter was as wat die sisteem eintlik kon of wou vasgryp. David O'Lyn was nie net 'n slagoffer nie. Hy was 'n mens. En soos met soveel van ons land se donkerste sake, het die vuur lankal uitgebrand, maar die hitte van die vraag het nooit heeltemal verdwyn nie. Dis met 'n swaar gemoed dat ons hierdie dossier toemaak. SFX, 'n boek wat stadig toemaak. Miskien sal iemand iewers sy gewete hom nog eendag verraai. Miskien sal iets nog glip. Maar vanaand bly ons met minder antwoorde as wat 'n mens sou wou hê. Ek is Maritjie Meis Kokemoer. Dankie dat jy vanaand saam met my hier onder die lamplig gesit het. Hou die lamp naby, want lig onthul. Maar nie altyd alles nie. Volgende keer skyn ek die lamplig op nog 'n dossier, maar vanaand skakel ons die lig af op die hartseer laaste oomblikke van David O'Lyn. SFX, lig klik af. Ek weet jy Pixie! Of jy die hele tyd nou vir Pixie gehoor het nie. Kom ons gaan net so 'n stuk terug, sorry. Papa, lê, mama's amper klaar. David O'Lyn was nie net 'n slagoffer nie, hy was 'n mens. En soos met soveel van ons land se donkerste sake, het die vuur lankal uitgebrand, maar die hitte van die vraag het nooit heeltemal verdwyn nie. Dis met 'n swaar gemoed dat ons hierdie dossier toemaak. Miskien sal iemand iewers sy gewete hom nog eendag verraai. Miskien sal iets nog glip. Maar vanaand bly ons met minder antwoorde as wat 'n mens sou wou hê. Ek is Maritjie Meis Kokemoer. Dankie dat jy vanaand saam met my hier onder die lamplig gesit het. Hou die lamp naby, want lig onthul, maar nie altyd alles nie. Volgende keer skyn ek die lamplig op nog 'n dossier, maar vanaand skakel ons die lig af op die hartseer laaste oomblikke van David O'Lyn. Vanaand kyk ons na een van Austin, Texas se bekendste en mees ontstellende sake.
Die jogurtwinkelmoorde. Dis 'n verhaal van 4 jong meisies wat op 6 Desember 1991 by die I Can't Believe It's Yogurt winkel in Austin vermoor is. Toe brandweer op die toneel aankom na 'n brand by die winkel, is die liggame van Jennifer Harbison, 17, Sarah Harbison, 15, Elisa Thomas, 17, en Amy Ayers, 13, binne aangetref. Austin polisie sê die 4 is kaal, vasgebind, gemuilband en geskiet gevind. Maar hierdie episode gaan nie oor die geweld van daardie nag nie. Dit gaan ook oor wat later gekom het, oor die foute, oor die haas, oor die druk om antwoorde te hê, en oor wat gebeur wanneer 'n ondersoek nie net deur trauma nie, maar deur sy eie sekerheid ontspoor word. Kom ons maak die dossier oop en ons kyk wat die lig vanaand wys. Dit begin, soos soveel groot sake, met iets wat eers net soos 'n noodgeval lyk. Net voor middernag sien 'n patroljebeampte vlamme by die jogurtwinkel op West Anderson Lane. Brandweer reageer, die vuur word geblus, en binne wag iets waarvoor geen stad ooit reg is nie. 4 tienermeisies, dood. 2 van hulle, Jennifer Harbison en Elisa Thomas, het daardie aand by die winkel gewerk. Die ander 2, Sarah Harbison en Amy Ayers, was saam met hulle. 'n gewone aand, 'n jong mens aand. Die soort aand wat eintlik moes eindig met iemand wat huis toe ry, skoene uitskop en môre se planne maak. Maar nie daardie aand nie. En tog, nog voor 'n ondersoek behoorlik begin, het hierdie saak al klaar 'n groot probleem gehad. Die toneel self was beskadig. Austin polisie sê die vuur saam met die water van die sproeierstelsel het die insameling van forensiese bewyse ernstig bemoeilik. Met ander woorde, nog voor enige speurder sy eerste teorie ordentlik op papier kon sit, het die fisiese toneel reeds begin terugveg. Dis belangrik, want mense praat graag van die bewyse, asof bewyse net daar lê en wag om opgetel te word. Maar 'n misdaadtoneel is nie altyd gehoorsaam nie. Soms brand dit, soms spoel dit weg, soms kom dit gefragmenteerd, of glad nie. En wanneer dit gebeur, raak ondersoekers gevaarlik afhanklik van iets anders. Verhale, verklaringe, bekentenisse en vermoedens. En dis waar sake maklik begin skeef trek. Austin was geskok, 4 meisies, 1 nag, 1 winkel. Die soort saak wat 'n hele stad laat voel asof iets fundamenteel gebreek het. En wanneer 'n stad skrik, skep dit druk. Druk op polisie, druk op aanklaers, druk om almal, om net te kan sê, ons weet wie, ons is besig, ons kom nader. Maar druk is nie dieselfde as helderheid nie. Volgens Austin polisie het die ondersoek oor die jare duisende wenke en dosyne bekentenisse opgelewer, waarvan die meeste nêrens heen gelei het nie. Dit alleen sê reeds vir my iets. Die saak was nie net groot nie, dit was raserig. En geraas kan 'n ondersoek net so maklik mislei as wat dit kan help. Binne 'n week na die moorde word Maurice Pierce, toe net 16, ingeneem nadat hy met 'n vuurwapen by North Cross Mall gevang is. Dieselfde maak en model as een van die wapens wat glo in die moorde gebruik is. Na ure se ondervraging het hy bely, maar die volgende oggend het 'n ander speurder gou besef sy weergawe pas nie mooi by die toneel nie. Ballistiek op die .22 wapen was boonop onbeslis. Nou, daar is 'n sin wat ek graag onderstreep. Die bekentenis het nie by die toneel gepas nie. Dis nie 'n klein detail nie, dis nie 'n voetnota nie, dis die soort rooi lig wat 'n ondersoek uiteindelik tot stilstand behoort te bring. Maar in ware misdaad sien ons dit oor en oor.
Mense hoor bekentenis en hulle hou op luister na alles wat daarna kom. Asof 'n mens net omdat hy iets sê noodwendig die waarheid praat. Asof jong mense nie onder druk kan breek nie. Asof ure se ondervraging nooit 'n mens laat sê wat iemand anders wil hoor nie. Dis hoe die eerste fout in baie sake lyk. Nie 'n groot dramatiese blaps nie, maar die oorwaardering van 'n swak bekentenis. Teen 1999 word die saak weer aggressief aangepak deur 'n taakspan. 4 jong mans word intens ondervra. Maurice Pierce, Robert Springsteen, Michael Scott en Forrest Wellborn. Volgens Austin polisie het Springsteen en Scott tydens ondervragings bely en mekaar betrek. Wellborn en Pierce het nie bely nie, tog is al 4 uiteindelik vir moord gearresteer. En daar sien ons die tweede groot fout. Tunnelvisie. Sodra ondersoekers glo hulle het hulle mense, begin alles anders lyk. Teenstrydighede raak klein, onsekerhede raak verduidelikbaar, vrae raak irriterend, en elke nuwe detail word nie meer gebruik om die teorie te toets nie. Dit word gebruik om die teorie te beskerm. Dis nie ondersoek nie, dis bevestiging. Die amptelike rekord vandag is verpletterend in sy eenvoud. Geen fisiese bewyse op die toneel is ooit aan enige van die 4 gekoppel nie. Geen fisiese bewyse nie. En tog is Michael Scott en Robert Springsteen verhoor en skuldig bevind, hoofsaaklik op grond van die bekentenisse wat hulle teen mekaar gebruik het. Scott kry lewenslank sonder parol. Springsteen kry die doodstraf. Forrest Wellborn word uiteindelik nie formeel aangekla nie en die aanklagte teen Maurice Pierce word laat vaar. Maar die skade was klaar gedoen. Want dit is nog 'n fout waaroor mense te min praat. Selfs wanneer die stelsel later terugtree, leef die beskuldiging verder. 'n naam in 'n koerant hou lank, 'n gerug hou langer, en as die publiek eers glo iemand is 'n monster, is dit bitter moeilik om daardie etiket ooit weer af te kry. Later begin die saak kraak. Weens regsontwikkelings kry Scott en Springsteen nuwe verhore. In voorbereiding daarvoor word die DNS-bewyse weer ondersoek. 'n onbekende manlike ASTR-profiel word uit die seksuele aanrandingsstelsel ontwikkel. En al 4 van die oorspronklike beskuldiges word as bydraers uitgesluit. Daarna word die aanklagte laat vaar, hangende verdere ondersoek. Nou luister mooi na wat dit beteken. Die wetenskap het nie net gesê ons is nie seker nie. Die wetenskap het gesê hierdie mense pas nie by die profiel nie. En tog het dit dekades geneem om by die punt uit te kom waar die stelsel dit volledig erken. Dit is vir my die 3de groot fout in hierdie dossier. Te min nederigheid vir te lank. Want wanneer nuwe bewyse begin praat, behoort instellings te kan sê, ons moet terug, ons moet weer kyk, ons moet minder beskermend wees oor ons vorige werk. Maar instellings doen dit nie altyd maklik nie. Want niemand hou daarvan om verkeerd te wees nie, veral nie in die openbare nie, veral nie in 'n saak waar 4 kinders dood is nie. So die waarheid het stadig gekom, baie stadig, en intussen het die verkeerde mense onder die wolk bly leef. Teen 2022 word speurder Daniel Jackson aan die saak toegewys. Hy kyk weer na items uit die oorspronklike toneel. In 2025 besef hy dat 'n .380 patroonhuis wat op die toneel in 'n drein gevind is, lanklaas met verbeterde stelsels nagegaan is. Dit lewer 'n NI-bin treffer op wat die saak verbind aan 'n 1998 moordsaak in Kentucky. Kort daarna lewer 'n handmatige ASTR-soektog 'n volle profiel
ooreenkoms met 'n bekende profiel uit 'n 1990 seksuele aanranding en moord in South Carolina. Die naam wat daaruit opduik is Robert Eugene Brashes. Austin Polisie het in September 2025 gesê dat Brashes deur 'n wye reeks DNS-toetse as 'n verdagte geïdentifiseer is. Hulle sê verdere forensiese werk en ballistiek het hom aan die saak verbind, maar dat hy reeds in 1999 selfmoord gepleeg het. Hulle het ook vasgestel dat hy minder as 48 uur na die moorde by 'n grenspatrollie kontrolepunt tussen El Paso en Las Cruces gestop het, terwyl hy 'n gesteelde motor bestuur het en 'n .380 pistool by hom gehad het. Die saak bly formeel oop, maar die forensiese rigting wys nou sterk na Brashes en nie na die 4 mans wat in 1999 beskuldig is nie. Dit is die deel van die verhaal wat my altyd stil maak. Nie net omdat daar uiteindelik 'n sterk nuwe rigting is nie, maar omdat dit ons herinner hoe naby waarheid soms al die tyd was, as iemand net bereid was om weer te kyk. Weer te kyk, weer te toets, weer te twyfel. In Februarie 2026 kom die laaste groot regstelling. 'n Travis County regter, Dana Blasey, verklaar Maurice Pierce, Robert Springsteen, Michael Scott en Forrest Wellborn formeel onskuldig. Die mans is daarmee amptelik gerehabiliteer na dekades van verkeerde beskuldiging. Formeel onskuldig. Dis 'n swaar frase en 'n duur een. Want hoe gee jy vir iemand 30 jaar terug? Hoe vee jy 'n doodsvonnis uit iemand se binneste uit? Hoe herstel jy die skade van 'n naam wat vir jare langs 'n gruweldaad gestaan het? Jy kan nie. Jy kan regstel. Jy kan erken. Jy kan rekord skoonmaak. Maar jy kan nie tyd teruggee nie. En dis presies hoekom ondersoeksfoute so gevaarlik is. Nie net omdat hulle 'n saak vertraag nie, maar omdat hulle nuwe slagoffers maak. Nie slagoffers van die oorspronklike misdaad nie. Slagoffers van die stelsel se haas, selfvertroue en onwilligheid om betyds terug te gaan. Wanneer mense oor hierdie saak praat, is die eerste reaksie byna dieselfde. Hoe kan iemand so iets aan 4 jong meisies doen? En dis die regte vraag. Maar dis nie die enigste vraag nie. Die tweede vraag moet wees: hoe kon 'n ondersoek na so 'n gruisame moord so lank op die verkeerde spoor bly? Want hierdie dossier wys vir ons iets wat baie mense nie graag wil erken nie. Dat goeie bedoelings nie genoeg is nie, dat harde werk nie genoeg is nie, en dat oortuiging nie genoeg is nie. Geregtigheid vra meer. Dit vra versigtigheid, dit vra nederigheid, dit vra dat 'n mens jou eie teorie wantrou, dit vra dat fisiese bewyse swaarder moet weeg as 'n swak bekentenis. Dit vra dat instellings bereid moet wees om te sê, ons was verkeerd. En onder dit alles bly die 4 name: Jennifer, Sarah, Elisa, Amy. Hulle is nie net die begin van hierdie dossier nie, hulle is die hart daarvan. Want self terwyl ons oor stelsels en foute praat, mag ons nooit vergeet dat hierdie saak begin het by 4 jong lewens wat in 1 nag vernietig is. Eers die moorde, toe die foute, toe die jare, toe baie laat die regstelling. Dis nie 'n netjiese verhaal nie, maar is 'n eerlike een. En nou lê die dossier oop voor ons. Nie net as 'n verhaal van geweld nie, maar as 'n verhaal van aannames, van tonnelvisie, van bekentenisse wat meer gewig gekry het as wat hulle moes, van 'n stelsel wat te lank aan sy eie storie vasgehou het. En as ons hierdie saak reg wil onthou, moet ons eerlik genoeg wees om albei dele te onthou. Die ondenkbare wat met 4 meisies gebeur het, en die onaanvaarbare wat daarna met die ondersoek gebeur het. Want onder die lamplig is die waarheid nie altyd net wat gebeur het nie. Dis ook wat gemis is.
wat verdraai is, wat te lank geglo is en wat eers baie laat reggestel is. Vanaand maak ons die dossier weer toe. Nie omdat alles nou skielik ligter is nie, nie omdat elke wond netjies geheg is nie, maar omdat ons, alles het net vir 'n rukkie, eerlik genoeg was om te kyk. Die leer is toe, die kamer is stil, en die lig gaan uit. Ek is Marietjie Maas Kokemoer, en dit was Onder die Lamplig. Die verdwyning van die Beaumont kinders, Onder die Lamplig, episode 7. Vanaand trek ons weer 'n dossier nader. Nie een van daardie leers wat skree nie. Nie een wat met bloed op die eerste bladsy begin nie. Nee, vanaand sin fluister. Dis die soort saak wat nie met geweld op jou afstorm nie. Hy sit net daar in die halfdonker van 'n mens se gedagtes en wag. Jare lank, dekades lank, tot iemand weer die lamp aanskakel en vra, wat het daardie dag gebeur? Op 26 Januarie 1966, op 'n warm somersdag in Australië, verdwyn 3 kinders. Jane Beaumont, 9, Arna Beaumont, 7, en Klein Grant, net 4. Hulle was broer en susters. Hulle was op pad strand toe. En toe, so eenvoudig soos dit, so verskriklik soos dit, het hulle nooit weer huis toe gekom nie. Daar is sekere sake wat jy as 'n storie kan vertel. Jy kan begin by die begin, die middel uitpak, en teen die einde voel jy ten minste jy het iets vas. 'n naam, 'n motief, 'n liggaam, 'n antwoord. Maar dan is daar ander sake wat eerder soos 'n oop deur in 'n donker gang voel. Jy kyk in, en die donker kyk terug. Die Beaumont kinders is een van daardie sake. 'n gewone dag, Adelaide, somer strandweer. Die soort dag wat families laat ontspan. Die soort dag wat maak dat 'n mens dink die wêreld is vir 'n rukkie veilig genoeg. Die Beaumont gesin het in Somerton Park gewoon, nie ver van Glenelg Beach af nie. Die kinders was bekend daarmee. 'n Stranduitstappie was nie 'n wilde buitensporige plan nie. Dit was alledaags. Dis juis wat hierdie saak so koud maak. Want die gruwelikste verhale begin baie selde met iets wat vreemd lyk. Hulle begin met iets doodnormaals. Daardie dag neem die 3 kinders die bus strand toe. Die oudste, Jane, is op papier nog net 'n kind, maar in die oë van daardie era het sy al klaar 'n bietjie verantwoordelikheid gedra. Sy kyk na haar jonger broer en suster. Sy hou dinge bymekaar, sy onthou tye, sy maak seker hulle kom terug. Ten minste, dis wat almal geglo het. En vir ure lank het niks gelyk of dit die geloof sou verbreek nie. Getuies sou later sê die kinders is daardie dag gesien, naby die strand, naby Collie Reserve en ook by Wenzel's Cake Shop in Mosley Street. Net gewone plekke. Son, sand, kinders, mense wat loop, koop, kyk, swem. Die soort ruimte waar niemand dink boosheid sal sommer openlik tussen handdoeke en sonbrandroom stap nie. Maar boosheid vra nie toestemming nie. Die kinders was veronderstel om al terug te wees. Daardie detail tref my altyd in sulke sake. Nie die oomblik van verdwyning nie, maar die oomblik wanneer die wagtyd begin verander in onrus. Aanvanklik is daar nog redes. Miskien het hulle die bus gemis. Miskien speel hulle 'n bietjie langer. Miskien het iemand hulle raak geloop. Miskien. Die menslike brein is vreemd genadiglik in die eerste fase van vrees. Hy beskerm jou.
Hy gee jou klein gewone verduidelikings, sodat jy nie dadelik na die afgrond hoef te kyk nie. Maar dan begin die oorlosie harder tik. En toe die kinders nie terugkeer nie, het daar die genade begin opdroog. Nancy Beaumont het gewag, soos enige ma wag, met daardie ongemak wat eers net 'n steuring in die bors is. En toe 'n koue hand, en toe iets groter. Teen die tyd dat die middag oorgaan in laatmiddag, is die wêreld nie meer dieselfde wêreld as daardie oggend nie. Die pa Jim Beaumont kom terug. Daar word begin soek. Strate, vriende, die strand en uiteindelik die polisie. Mens hoor baie keer in ware misdaad van die laaste bekende oomblik. Maar wat byna nooit genoeg gesê word nie, is hoe onmenslik lank daardie eerste aand moet voel. Jy loop, jy roep, jy probeer om kalm te bly vir ander mense. Jy probeer nie hardop sê wat jou hart al weet nie. En elke motorlig in die straat laat jou hoop. Elke voetstap by die hek laat jou asem ophou. Elke minuut wat niks bring nie, begin soos 'n aanklag voel. Want kinders verdwyn nie sommer net nie, nie 3 saam nie, nie op 'n sonnige openbare stranddag nie, nie sonder dat die wêreld iewers skeur nie. Daar is byna altyd in sulke verhale 'n figuur wat tussen sekerheid en skaduwee hang. In hierdie geval, 'n man. Meer as een getuie het later vertel dat die kinders daardie dag gesien is in die geselskap van 'n volwasse man. 'n lang, songebrande, dun gesig, lig of blondagtige hare man. Daar is selfs later 'n saamgestelde beeld van hom gemaak, maar soos in soveel ou sake, hy was nooit finaal geïdentifiseer nie. En hier begin die werklike koue van die saak. Want die donkerste moontlikheid is nie net dat 'n monster bestaan het nie. Dis dat hy genoegsaam normaal gelyk het. Normaal genoeg dat kinders nie geskree het nie ingegryp het nie. Normaal genoeg dat hy in daglig kon beweeg. Dis die deel wat ouers vernietig. Nie net dat gevaar bestaan nie, maar dat dit soms met 'n gewone mens, 'n gewone stem, 'n gewone glimlag kom. Miskien het hy vriendelik geklink. Miskien was hy bekend. Miskien selfversekerd. Miskien die soort volwasse wat sonder moeite die grens tussen vreemdeling en vertroue oorsteek. En dis hoekom hierdie saak soveel mense gepla het. Want as 3 kinders op 'n oop strand saam met iemand kon wegstap, sonder onmiddellike kommer, dan beteken dit die gevaar was nie 'n dier in die bos nie. Dit was iets wat soos 'n mens tussen ander mense beweeg het. Daar is iets besonders wreed aan ondersoeke waar die besonderhede min bly. Nie 'n gebreekte dier nie, nie 'n groot spoor van geweld nie, net fragmente, los stukkies van 'n legkaart wat nooit in mekaar klik nie. Daar was waarnemings, roetes, mense wat gedink het hulle het iets gesien. Daar was teorieë, name, latere vermoedens. Daar was hoop wat opvlam en weer doodgaan. En intussen bly 3 kinders nie net vermis nie, maar weg. Hulle plek by die tafel, hulle beddens, hulle klere, die gebare wat net hulle gehad het, die manier waarop een dalk gelag het, die manier waarop die kleinste dalk sy hand opgehou het, wanneer hy oor 'n straat moes stap. Daardie goed word nêrens in polisiedossiere regtig aangeteken nie. Maar dis die ware inhoud van verlies. Ons sê maklike saak, maar vir die gesin was dit nie 'n saak nie. Dit was 3 wêrelde wat uit hulle baan geruk is. Ek dink dikwels in sulke stories aan die stilte in 'n huis daarna. Nie die dramatiese stilte van films nie, die regte een. Die tandeborsel wat nog daar is, die half onthoude roetine, die onwilligheid om iets weg te pak, want wat as? Wat as môre die antwoord kom? Wat as môre die deur oopgaan? Wat as môre die foon lui?
wat as môre nie net nog 'n dag van niks is nie. Dis 'n soort wagtyd wat nooit heeltemal eindig nie. Die verdwyning van die Bowman-kinders het nie net 'n familie gebreek nie. Dit het iets in die groter samelewing ook verander. Selfs dekades later beskryf mense in Australië die saak as 'n keerpunt, iets wat die manier waarop ouers oor kinders se veiligheid dink, ingrypend verander het. 'n ABC-ontleding uit 2025 haal selfs die mening aan dat die saak die samelewing se fundamente verander het. Dis 'n groot stelling, maar mens verstaan dit. Want voor sekere sake leef mense met 'n stiller vorm van vertroue. Daar is natuurlik altyd gevaar in die wêreld, maar dit bly vaag, op afstand, iets wat met ander mense gebeur. En dan kom 'n enkele gebeurtenis en maak dit persoonlik, naby, nou, te moontlik. Skielik kyk ouers anders na speelgronde, busroetes, anders na die paar minute waarin 'n kind buite sig is, anders na vreemdelinge wat te gemaklik lyk. Een saak kan 'n hele kultuur se senuweestelsel herskryf, en hierdie een het dit gedoen. Nie omdat almal skielik meer gewelddadig geword het nie, maar omdat almal skielik geweet het. Ons was dalk nog altyd minder veilig as wat ons wou glo. Soos die jare aangegaan het, het daar natuurlik name opgeduik. Persone van belang, teorieë oor wie, waar, waarom. Private ondersoekers, joernaliste, voormalige speurders, skrywers, mense met oortuigings, agendas, mense met herinneringe wat dalk akkuraat was, dalk nie. Mense wat regtig wou help. En mense wat dalk net ook 'n stukkie van die storie vir hulle self wou hê. Dis die tragedie van 'n bekende onopgeloste saak. Hoe bekender dit word, hoe meer mense word daardeur aangetrek, en hoe moeiliker word dit soms om die waarheid van projek, herinnering van verbeelding en moontlikheid van bewys te skei. Een van die bekendste latere fokusfigure was Harry Phipps, 'n man wat as 'n persoon van belang beskryf is in verband met die saak. Maar selfs dekades en hernuide belangstelling later het niks finaal die raaisel opgelos nie. En dis waaroor ek altyd versigtig probeer wees in Onder die Lamplig. Ons kan oor teorieë praat, maar ons moenie maak asof teorieë antwoorde is nie. Want in ware misdaad is daar min dinge gevaarliker as sekerheid sonder bewys. Ja, daar is vermoedens, daar is mense oor wie hardop gefluister is, daar is patrone wat koud op die vel lê. Maar die eerlikste sin in baie van hierdie ou sake bly, ons weet nie. En soms is ons weet nie die swaarste waarheid van almal. Hier is nog iets wat my tref, hoe die mense nie ophou grawe nie, letterlik en figuurlik. Die soektog na die Bowman-kinders het deur die jare nuwe lewe gekry, met verskeie pogings om oorskotte te vind. Een van die plekke wat weer en weer aandag getrek het, is die voormalige Castelloy terrein in Adelaide se weste. Daar was vorige soektogte, en toe weer in 2025. Nog 'n opgrawing, nog 'n hoop, nog 'n moontlikheid dat hierdie lang oop wond uiteindelik ten minste een antwoord sou gee. Ek dink altyd aan die mense wat by sulke plekke opdaag, nie net die ondersoekers nie, die joernaliste, die inwoners, die mense wat nie eens die kinders persoonlik geken het nie, maar tog voel asof hulle op 'n manier al jare saamwag. Want as 'n saak deel van 'n stad se geheue word, behoort dit op 'n vreemde manier aan almal. En dan kyk hulle, en hulle hoop, en hulle probeer hulle self beskerm teen teleurstelling, maar hulle hoop tog. Teen die einde van daardie 2025 soektog was die uitkoms weer dieselfde. Geen oorskot is gevind nie. Die terrein het nie die antwoord gegee waarvoor mense amper 6 dekades lank gewag het nie. En dis die punt wat ek altyd voel, ware misdaad word stiller as fiksie. Want in fiksie sou die grond praat. In fiksie sou die laaste 20 minute alles bymekaar bring. In fiksie sou iemand op die regte foto wys, die regte naam fluister, die regte boks oopmaak.
Maar in die regte lewe bly die gat soms net 'n gat. Die grond gee niks terug nie. En die mense ry huis toe met dieselfde leegte waarmee hulle aangekom het. Ek wil vir 'n oomblik wegbeweeg van die speurwerk, weg van die beskrywings, die roetes, die moontlike verdagtes. Want die rede hoekom sake soos hierdie bly leef, is nie dat hulle onopgelos is nie, dis dat hulle juis aan ons raak. 3 kinders saam op 'n strand in daglig. As dit kan gebeur, vra die mens onwillekeurig. Wat presies beheer ons ooit? Hoeveelheid van veiligheid is werklik? En hoeveel daarvan was nog altyd net 'n storie wat ons vir onsself vertel, sodat ons kan slaap? Dis waarom die Beelman kinders nie net 'n Australiese saak is nie. Dis 'n menslike saak. Elke ouer verstaan dit. Elke broer of suster verstaan dit. En selfs mense sonder kinders voel daardie ruk in die bors, want kinders verteenwoordig iets wat ons graag ongeskend wil hou. Onskuld, vertroue, die idee dat die wêreld ten minste soms sal terugstaan en klein mensies sal laat groot word. Dis ook hoekom die Epstein-dossiere so groot opskudding maak. Want daardie idee breek iets groter as net een gesin se toekoms. Ons bou gewoonlik monumente vir wat gevind is, vir wat bevestig is, vir wat ons kan begrawe, benoem, in klip kan kap. Maar sommige sake laat net afwesigheid agter, en afwesigheid kan ook 'n monument word. Die Beelman kinders het nooit die laaste hoofstuk gekry, wat 'n samelewing gewoonlik eis nie. Geen graf wat die waarheid met sekerheid hou nie. Geen verhoor wat die vrae tot stilte dwing nie. Geen oomblik van finale afsluiting nie. Net fotos, name, 'n strand, 'n gesin en 'n land wat steeds onthou. Miskien is dit hoekom die saak so diep in mense ingesink het, omdat dit nooit net verby was nie. Dit bly aanhou, nie luid nie, maar gedurig. In gesprekke, in dokumentêre programme, in ouers se waarskuwings, in joernaliste se argiewe, in speurders wat aftree sonder sluiting. En daardie vreemde, pynlike, menslike hoop, dat selfs na 60 jaar die waarheid nog iewers kan opstaan en haarself bekend maak. Nou luister, ek glo nie mens hoef voor elke saak 'n netjiese les aan die einde te plak nie. Die lewe doen selde moeite om dit te doen. Maar as ek een ding hieruit hoor, is dit dalk dit. Dat boosheid nie altyd met geraas kom nie. Dat verlies nie altyd 'n liggaam nodig het om werklik te wees nie. En dat tyd, hoe lank ook al, nie van self antwoorde maak nie. Party mense sê die tyd genees. Ek dink tyd verander eerder die wond se vorm. Vir sommige word dit skerper, vir ander dowwer. Vir baie word dit bloot deel van die liggaam, iets waarmee jy opstaan, eet, werk, oud word. En iewers in dit alles bly 3 kinders, vir altyd kinders. Nie omdat hulle so onthou wou word nie, maar omdat iemand hulle van die res van hulle lewens beroof het. Dis dalk die diepste gruwel van hierdie saak. Nie dat hulle vermis is nie, maar dat al die toekoms wat op hulle gewag het, stil saam met hulle verdwyn het. Die dossier van die Beelman kinders is steeds oop. Die vraag is oud, maar nie dood nie. En soos baie van die wêreld se hardnekkigste mysteries, staan hierdie een nog onder dieselfde koue lamp, half verlig, half in skaduwee. As jy vanaand gaan slaap en jy dink aan hierdie storie, moenie net dink aan die raaisel nie. Dink aan die stilte daarna, aan 'n huis wat gewag het, aan 'n stad wat anders begin lyk het, en aan die manier waarop 3 klein gesigte 'n hele land se geheue kon verander. Ek is Maritjie Meis Kokemoer, en hierdie was nog 'n dossier onder die lamplig.